Goeiedag, hiermee ons daaglikse brood vir vandag. Ons vra vir Yeshua gee ons daaglikse brood, want dis wat hy ons leer in Matteus 6 om te bid. En ons het gesien om Yeshua te ken en te groei is die eerste twee dinge wat ons help om ons roeping as disippels te definieer. Die derde ding wat ons help om ons roeping as disipel te definieer is om te gloei. Ek en jy moet soos 'n lig wees in 'n donker wêreld. Yeshua roep ons om 'n lig te wees. Ons lewe in 'n donker wêreld en dit word al hoe donkerder. Ons moet lig wees. Maar hoe is ons lig? Johannes 1 vers 6 tot 9 sê vir ons, daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes die Doper was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. So die Johannes die Doper, the voice in the desert, was nie die lig nie, maar het van die lig getuig. Ek en jy is nie die lig nie, maar ons ken die lig. Yeshua sê in Johannes 8 vers 12, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, wie my disippels is, wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Hoe meer ons die lig ken, hoe meer skyn hy deur ons en sal ons die lig in ons lewens hê. Yeshua sê in Matteus 5 vers 14 tot 16 vir sy disippels, sy volgelinge wat by hom was en wat hom ken, sê hy, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. So Paulus praat ook van kinders van op 'n Vader wat as ligdraers in die wêreld is. In Filippense 2 vers 15 sê hy, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Ons is amper soos die maan en Yeshua is die son. Ja, want die maan skyn nie op sy eie nie. Die maan reflekteer net die lig van die son wat op hom skyn. En net so moet ons by die lig wees en die lig ken om die lig te kan reflekteer. Ons is gered deur die bloed van die lam. Maar as jy nie tyd in sy teenwoordigheid spandeer nie, gloei jy nie meer nie en reflekteer jy nie meer sy lig nie. So die vraag is, gloei jy? Of is dit al geruime tyd wat jy nie tyd by die lig spandeer nie? Jou lig gaan net skyn as jy by die lig is en jy sy lig reflekteer. In Engels is daar een woord wat presies beskryf wat 'n vrou swanger is en dit is die woordjie glowing. Met ander woorde, swanger vroue gloei en dit is die waarheid want hulle hormone produseer meer olie op die vel wat die liggaam laat gloei. En dink daaroor, 'n swanger vrou gloei want sy was in intimiteit saam met haar man en lewe is besig om in haar te groei. Met ander woorde, sy het 'n intieme verhouding met haar man, dan is daar lewe wat in haar begin groei en mense begin dit raak te sien want sy gloei. Hoor gou wat sê Lukas in Handelinge 4 vers 30, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat Petrus en Johannes ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Yeshua herken. Met ander woorde, hierdie Jode het erken dat Petrus en Johannes was metgeselle van Yeshua. Met ander woorde, hulle was by Yeshua in intimiteit. Hulle het gegroei in hom en toe het hulle hom gegloei. Onthou Markus 3 vers 14 sê, en hy het 12 aangestel sodat hulle saam met hom kon wees en hulle kon uitstuur om te preek. Hulle was in intimiteit by Yeshua en lewe het begin groei binne in hulle en ander het dit begin raak sien. So wat is my en jou roeping as kind van Abba Vader? Ons moet die lig wees vir 'n donker wêreld. Ons moet gloei, maar ons gaan nie gloei as ons nie groei nie. En ons gaan nie groei as ek nie tyd by Abba Vader se voete spandeer nie. As ons nie tyd in sy woord spandeer nie.
Mag ons verbintenis met Abba Vader hernie of verfris deur meer tyd by sy voete te spandeer en sy woord te bestudeer, want ons wil hom beter en beter leer ken en ons wil groei sodat ons vir hom kan gloei. Deurdat ons hom ken, elke dag groei, nader en nader en sy heerlikheid gloei, kan ons die wêreld ingaan, sy woord gaan preek, demone gaan uitdryf en siekes genees. Jy sien, ek gaan dit nie reg kry op my eie nie. En dit is presies wanneer geestelike hoogmoed eintlik jou lewe instap. Wanneer jy daardie verlengingskoord is, maar jy is nie ingeprop by hom nie. Want ek is in staat tot hom wat my die krag gee. Ek is in staat tot enigiets met hom wat my die krag gee. Sonder hom is ons niks. Yeshua sê in Johannes 14 vers 12, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as ek, omdat ek na my Vader gaan. As ek nie Yeshua se werke doen nie, staan die eie ek in die pad en is ek nie besig om dit te doen waarvoor Yeshua my geroep het nie. As ek hom ken, groei en gloei van hom en die eie ek dood is, sal die werke van Yeshua in my en jou lewe sigbaar wees. En daarvan praat Johannes ook in Johannes 3 vers 7, 3 vers 8, waar hy sê, die wat bekeer is, dra die vrugte van bekering. So dit sal sigbaar wees vir almal om te sien. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Dankie dat ons by u voete kan kom sit. Dat ons u beter kan leer ken. Yeshua, dankie dat u die weg, die waarheid en die lewe is. En niemand kom by die Vader behalwe deur u nie. U is die weg en die lewe. En dankie dat ons u genade troon kan nader. Tyd by u voete spandeer. En dat ons u lig, dat ons kan groei in u en dat ons u lig buite kan gaan reflekteer. Meer en meer van u. Bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewaweh. Amen. Shalom.